Nou ja, welkom by almal wat die bulletin kyk. Ek staan hier op Grootvlei saam met Waldo Skeepers. Hy is 'n boer hier rond in ons omgewing. En Waldo, kom ons begin voor ons sê waaroor ons eintlik hier staan en praat. Waarmee boer jy? Ja, dankie oom. Meestal beeste. Ons het gewone kommersiële Bonsmara stoet, of Bonsmara speenkalf boerdery. En dan het ons die Wagyu stoet wat omtrent so 1/3 van ons kudde uitmaak. En ons het bietjie skaap vir plaaslike produksie, waar ons die hele waardeketting probeer volmaak met slag en swaan. En dan saai ons klein net vir voeding vir die beeste en swaan. Maar ons in die groot rede kom ons wil gesels is oor die Wagyu gedeelte. Maar voor ons daar kom, julle slag ook hier en daar vir mense, ou kan by jou skaap kom koop? Ja, so ons slag lammers, ons lam elke maand. Ja. So ons het klein groepe wat elke maand lam en redelik intensief. Dis maar 'n arbeids- en intensiewe storie, maar ja, ons het 'n goeie span, so ons lam elke maand. Ons kan elke maand lammers produseer en ons verkoop maar die hand uit, klaar verpak en so aan. Maar ek wil nou vir ons kykers sê dat ek het by jou 2 skape laat slag en dis die mooiste wat ek nog ooit 'n skaap verpak gesien het. Ek wil net vir jou sê, daar elke ding is ek wil amper sê label wat is gemerk. Ja. Met hierdie een is choppy, hierdie een is boutvleis. Ek weet nie hoe sit ou so baie effort in en dit lyk so mooi op die ou en. Dit het maar organies gekom met ek wil dit in 'n goeie lig stel, maar vrouens wat oor die algemeen redelik vol nonsens en so hoe verpakking en vleis moet lyk, en ek is dankbaar daarvoor. Tussen my vrou en my ma dink ek het ons 'n uitstekende produk. En dis eintlik hartseer want ons sit verskriklik baie moeite in om die lammers daar te kry. Kwaliteit genetika, goeie kos, goeie bestuur. Ons het almal 'n redelike passie vir bestuur. Ons werk nou saam met ons veeartse om die ding so suksesvol as moontlik te probeer bedryf. Die marges op lam is klaar styf oor die algemeen. So ons druk dit so hard ons kan. Maar dan op die einde van die dag dink ek is die meeste van ons terugkom kliënte kom as gevolg van die verpakking, nie as gevolg van die lammers Van die lekker vleis. Maar ons kan nie. Ja, dis vir ons 'n voordeel. My vrou het gegaan en sy het die sak goed gevat en sy het gesê, "Oké, nou gaan ek dit sorteer." En sy kyk en sy sê, "Maar dit is klaar gesorteer." So. Ja, so dis hoekom ek sê dis ja, ek wil amper sê huisvrou aanslag, die baas in die huis waar die vleis koop, dis eintlik hoekom ons dit so doen, maar dit is wel net lekker ook om te weet wat jy kry en ons probeer dit vir 95 of 99% van die kere probeer ons dieselfde produk teen dieselfde kwaliteit in die saak. So hulle kan kontak, ons sal jou nommer bysit hier in ons beskrywing, hulle kan julle kontak as hulle wil soek. Maar ons het nou gepraat en tussen jou en jou vrou het ons nou besluit, ja, julle het beesvleis ook. Ja, ons kan bees doen. Dit is almal weet, om 'n lam op te sny is toetieks, maar bees is 'n ander storie, maar gelukkig het ons mense wat ons help. Ek sal nou nie myself uitleen as 'n blokman vir 'n bees nie, maar ons het mense wat ons help, ouens wat my ook geleer lam sny het, so baie dankie in elk geval vir hulle, maar ja, so ons behoort in die nabye toekoms 'n mooi catalog vir bees ook bymekaar te kan sit wat Wagyu ook dan nou insluit, ja, verseker. Nou ja, die Wagyu, kom ons begin met dit, want jy het 'n toekenning gewen by julle genootskap vir die Wagyu. Nou ek het gesê jy moet alles self sê, want ek gaan hier iets op en dan gaan dit verkeerd sê. Wat was die toekenning? So die genootskap het my genomineer vir mentorteeler van die jaar by Stamboek. Okay. So dis nasionaal, al die rasse wat deel is van Stamboek Suid-Afrika neem deel. En ek dink op die eind van die dag het ons dit gekry. Ek sê ons, want dit is ook nie net ek nie, daar's baie partye betrokke. So, ek en my vrou en ons mense werk nou saam. Dis 'n digte span, dit is nie 'n eenman job nie. So ek kan definitief al die krediet ook vat, soos wat ons vroeër ook gesê het nie. Maar dit gaan maar oor, ons het not by choice, maar het ons betrokke geraak by ontwikkeling van die opkomende boere, om hulle
net so half rigting te gee en teelmateriaal beskikbaar te stel teen of billike pryse of ons het al bulle uitgeleen en so aan ook op kontrakbasis maar. Want daar is maar baie mites rondom Wagyu, almal weet dit. Maar daar is ook soos in enige stoetbedryf is daar goeie en swak genetika. In ons geval ons het goeie data, maar in Suid-Afrika, Wagyu Suid-Afrika bedoel ek nou, maar daar is maar nog steeds goedjies waarna mens moet kyk wat nie noodwendig op die syfer staan of wat mens nie met die oog kan sien nie. So ek dink iemand het nou die dag ook vir my gevra hoe het ek besluit om 'n mentor te word, maar ek dink nie dit was 'n besluit nie. Ek dink dit het van nature gekom, en ek meen as die Here mense op jou pad bring met wat sulke goed dan betref. Ons het nou al baie keer ook gesien dat dit gaan baie verder as net Wagyu. Ek meen ons het nou 'n uitstekende verhouding met 'n ou hier naby ons wat ons plant nou al saam in deel toerusting en so aan. So dis so lekker om met sulke ouens te werk ook. Dit gee mense net so 'n bietjie moed laat jy sien. Alles hy dan 'n suksesvol. Hy's uitstekende stoetboer. So dit vir hom om groter te gaan en te ontwikkel. Hy wil ook net bietjie diversifiseer en dis hoe hy met Wagyu betrokke geraak het. So dis die crux en ek dink dis hoekom ons hom gekry het, baie geëer. Dit was 'n groot verrassing. Ek het dit nie verwag nie. Maar julle het teen al die mense wat by die genootskap is. Dis nie net die Wagyu. Dis nie net Wagyu nie, dis al die rasse in die land wat by Stambok nasionaal. Ja, dankie oom. Nee, dis 'n groot voorreg, groot verantwoordelikheid ook. Ja. Maar ek dink as 'n ou werk insit waarvoor jy lief is en dan kry jy mense nog 'n toekenning ook daarvan, dan is dit nog eers lekker. Dit is lekker om die erkenning is definitief nie te versmaai nie. Nou vertel vir ons nou 'n ander ding, want hier's baie mense wat nie weet wat Wagyu nie. Wat is Wagyu? Wagyu beesvleis. Ja, so basiese kort agter, dit is beeste wat ingevoer is van Japan af jare terug. Ek dink uit in 92 het ons in Suid-Afrika die eerste beeste gekry en die genootskap is heel wat later eers hier by 2016 omtrent geregistreer. 2015 en daar het 'n offisiële ras in Suid-Afrika geword. En ek dink op die oog af dit lyk nie soos ander beeste nie. Ons teel al baie mooier genetika. Die goed begin regtig lyk soos ons goed, maar die aanvanklike goed was glad nie mooi nie, maar dit is nie hoekom ons dit het nie. Dit gaan oor die eetervaring, dit gaan oor die kwaliteit vleis, dit gaan oor. Maar dis daai vleis, ekskuus dat ek jou nie rede val. Daai vleis met die baie vet tussenin. Ja, baie vet is relatief. Maar ons teel vir 'n spesifieke mark. So daar is 'n ou wat 'n laer mabel stuk vleis wil hê vir al ons Suid-Afrikaners. Mabel is die regte woord, ja. Ja, maar mering in Afrikaans. Dit gaan ook nie net oor die eetervaring en is lekker nie, dit gaan oor dis gesonder ook. Die vetsuur samestelling van Wagyu vergelyk met olyfolie vir argumente onthaalwe. So daar's baie byprodukte, daar's baie geleenthede vir Wagyu in Suid-Afrika. En ons het bietjie oogklappe aan want ons werk elke dag met dit. So ek dink mense verloor 'n bietjie perspektief oor wat dit is en wat dit kan beteken. En daar's 'n klomp stigmas rondom dit. Daar's 'n klomp goed soos dis te duur of dis te dit of dis te dat. Dit is nie die mark het 'n bietjie gestabiliseer vir die verbruiker die afgelope paar jaar wat great is. Ons as teelers het ongelooflike ondersteuning uit die lokale mark uitgekry vir die afgelope 2 jaar met Backing Cloud. Ek meen ons kan glad nie uitvoer nie. So ons moet dankie sê vir die plaaslike mark, is hulle wat ons aan die gang hou. En intussen tyd stoei ons vir uitvoerkwaliteit vleis ook nog wat goed sal wees vir die mark. Wanneer ons kan, ja. So Wagyu, dit kan die eetervaring, die vleiskwaliteit, die algehele vleiskwaliteit van enige ras verbeter. As jy 'n Wagyu bil op enige vleiskoei sit, sal jy 'n beter karkas op F1 of eerste generasie direk al hê. Ons deel hom 'n bietjie verder, ons gaan na F2 toe net om 'n konstante marmeringstelling te probeer bereik. En laat die eetervaring, as jy vandag 'n styk koop en jy koop oor 2 maande 'n styk en dis 'n vir argumente onthaalwe 6 marmeringstelling, dan gaan hy dieselfde proe. So ons probeer om konstantheid te bevorder. Laat jy, al moet jy dan 'n 15 of 'n 20% premie vir dit betaal, maar laat dit elke keer dieselfde satisfaksie vir die verbruiker gee. Ja, soos wyn ook in 'n groot. Presies dit. Presies, die wynmark en Wagyu is baie ooreenkomste. Maar ek dink ons gaan daar stop, want ek dink altyd van ons kry koud hier waar ons staan. Dis heerlik, want agter ons is 'n klomp ganse wat raas, skape aan die een kant. Dit is 'n verskriklike mooi area hier. En baie geluk. Ek dink om die toekenning te kry is groot en ek hoop dit inspireer 'n bietjie 'n paar ander mense ook om betrokke te raak in. Ek hoop so.
in die hulp wat ons aan die opkomende boere gee. Want ek dink, jy weet, ons hoor altyd van die negativiteit, maar jy weet, dis lekker om te hoor dat iemand eintlik of laat ou betrokke raak en dit suksesvol is. Ja, dit is die ding. Daar moet hulp kom van al die kante af en ek het net soveel hulp nodig soos wat hy hulp nodig het en dis baie lekker om te weet jy sukkel nie alleen nie. So as al 2 ouens is wat sukkel, is dit al klaar beter as net een. So uitstekend. Nou ja, ons gaan vir julle die details bysit en al die nommers wat ons moet en wat hulle moet kry en ons gaan die vleis nou hopelik bietjie meer bemark vir jou eerste bees sal jy binnekort. So ons moet gaan 100%. Ja, en baie dankie en sterkte. Baie dankie. Dankie dat julle gekyk het.